What's the case with Massey Ferg? Power, passion, feel the surge. Plowing fields and baling hay. Red machines lead the way. Massey Ek het in Ferguson. die shop boerboelklere gekoop. Ek het maar vir my hoetjie begin dra want dit vat te lank. Jy weet nie weer wat se kant om die 3 hare te kam nie. Maar ja, dit is lekker. Plugs en kry of jou lekker hele stel Massey Hoodens organise. Dan kan jy elke dag anders. Net 'n ander badge opsit elke dag, ja. Hallo almal en welkom by What's the Case met Massey Ferguson. Episode 3. So ons het 'n baie wat voorlê vir die kykers. Nou, vertel ons, wat het ons vir die kykers vandag? Lekker om terug te wees in ons studio. Yes. Klaar getoer, lekker rondgery. Vandag gaan ons bietjie kyk na 'n moeilike stroopseisoen wat ons tans in is en dan so 'n bietjie Insta versus reality bietjie inbring. Maar ja, maar soos ons nou gesê het, jy lyk goed. Jou boerboel Massey branded klere. Daai winkel was propvol, dit was besig. Ek dink ons brand het redelik geskuif daarso. En dis lekker klere om te dra, nê? Ja nee, ek was op 'n tyd omhels met mense en ek dog vir myself, waar is ons? Hier ek kort ondersteuning en toe ek weer kyk, toe was die hele standplaas net vol mense en almal was besig. Ja. So dit was 'n geweldige suksesvolle Nampo. Daai promosies wat ons geloos het, Pimp jou trekker en 1+1 was net so suksesvol. Ja, ek meen, waar het jy al gesien 1+1? Jy koop 'n 87 reeks trekker en ons gee vir jou trekker verniet by. Ja, en ek meen jy Massey sê 240. die klerewinkel het gepomp. Dit Ja. was besig. Was besig, rekordgetal mense weer deur die hekke sover hulle die statistieke vir ons gestuur het, so dit was lekker. Ja, en ons het selfs 'n paar VIP's gehad. So jy het 'n planter aan 'n sekere VIP verkoop. Baie geluk. Dankie. Ja, maar jy het hom die meeste gedoen, hè? Nou ja, ek hoop ek het hom nie hopelik te veel ingeloop nie. Ja, nee, dit was op 'n stadium ongemaklik saam met jou daar in 'n trekker, maar dit was interessant geweest. Ja, veral jy weet, ek het nog 'n kliënt so gesien of 'n boer gehelp met so baie persoonlike sekuriteit nie. So dit was nogal intimiderend. Party van daai manne sal vir jou middeldeur skeer, maar Maar ja, ons is nou weer terug in die lewe van die, jy weet, gewone lewe waar ons nou weer ons daaglikse dinge doen. En ja, wat het jy gesien sover? Ek weet ons is nou al uit na 'n paar kliënte toe. Ons het nou 'n bietjie gaan plase besoek. Ons is nou waar trek ons in die stroopseisoen. ja, sojas is redelik klaar. Oesseisoen, want ek is van die Kaap af. Ja, Thomas julle sal my slag. oesmos, ja. Maar ja, nee, dit was interessant, soos ek sê, dis 'n interessante seisoen wat ons tans in is. Sojas is redelik klaar. Ons is in die mieliestroopseisoen. Ons het nou lekker rondgery, ons was by 'n paar plase uit gewees, bietjie gaan kyk hoe lyk dinge. Ja, op die skerm 'n paar van die foto's wat ons geneem het. Meeste areas lyk redelik goed. Ons het goeie oeste. Party ouens kon nie inkom nie. Die lande was letterlik net te nat gewees. Hulle het baie vog op hulle gewasse verloor. So stroop nou teen 'n baie laer vogpersentasie as wat hulle graag sal wil. Maar oor die algemeen daar is dele wat dit regtig wat daar mooi oeste is en wat daar daarom iets sal van afkom. So is een ding in die landbou is daar altyd hoop, nê. Ja, en ek wat nou self rondgery, daar het lande gelyk asof hulle pretty much dood was. En dan kom maar 'n opbrengste uit daai Daar ene. is nog steeds lewe. En dan was daar pragtige velde daar buite, maar dit was obviously die laat reën wat ingekom het, was 'n bietjie van 'n weird seisoen. Maar ek dink in die algemeen het ons al erger jare gesien in die verlede, so ons kan net dankbaar Ja, dis altyd maar moeilik in jou huidige situasie. Kyk jy in dit vas en dis vir jou die ergste wat jy nog beleef, maar soos ek sê, daar's altyd hoop. Daar was al erger. Ons is deur dit, ons sal deur hierdie ook kom. En daar's altyd ons begin alweer dink aan die volgende plantseisoen. Verseker. Is altyd opgewonde daaroor. Ja, so ons het 'n spesiale gas in die ateljee vandag. Ons het Thomas was in die tweede episode, die Nampo special. So ons het so baie, wat gaan hier aan? Wie's dit? Ek wou sê jy lyk baie uitgevat vandag. Ja. So ja, ons was obviously vir 2 weke weg met Nampo en al hierdie besigheid. En die hare en die baarde en alles gegroei en toe ons nou terugkom om ons episodes te sê, daarop ons wat noem ons hom die dictator. Die direkteur, ja. Die direkteur
Met gesê nee, julle lyk soos boemelaars. Ons kan julle nie meer in die samelewing toelaat nie. En ja, toe was dit wat ek sal noem 'n mandate. Ek en jy en Thomas is toe na 'n salon toe en ons het 'n bietjie vir onsself mooi gemaak. So as julle ooit in die Kempton Park area is waar ons kantore rond is, gaan besoek bietjie The Gentleman's Barber. Hulle is op Monumentweg in Kempton Park. Gaan besoek hulle doen 'n blerrie goeie werk om ons reg te ruk. Ja, so dat was nou basies die 3 van ons is op kamera hier op die skerm en daar's goeters in ons neus en goeters in ons oor. Wat is dit? Is dit? Ja. Dit is maar net om die grototter uit te haal. Ja, nee. dit is ons. Jy weet mos hulle sê die kamera steek niks weg nie. Ja, so Dit wat weggesteek was, het ons gaan uithaal. ja, so nou weet julle ook, ek en Nardo is nie van natuurlik so mooi nie. Daar word 'n bietjie werk gedoen. So. Aangenaam, maar nie mooi nie. Ja, so waar ek was laaste episode 2 met Nampo het ons vir Thomas mos opgehaal. En Ja, bietjie oor die stroopers en ek dink dit sal goed wees om weer bietjie met hom te gesels. Aangesien ons nou in stroopseisoen is, ons wil bietjie na die einde toe gaan voor mens aangaan. Ja, laat my stroopseisoen lekker afsluit. definitief, hy was so hit, hy is gevra om weer terug te kom. Ja, so, 3 dames het gevra hy moet asseblief weer op die show kom. so, ja. 4 van ons kykers is dames, kan jy dit glo? Ja, nee, julle het seker op die verkeerde knoppie gedruk of Ja, iets. ongelukkig gebeur, maar welkom. Ja, Ons is dankbaar daarvoor. Ja, kom ons Ja, kyk. terwyl ons daaroor praat, asseblief subscribe, geef ons 'n komment. Ja, laat weet ons wat julle dink. Natuurlik, hoe meer terugvoer ons kry, hoe beter kan ons hierdie doen. Verseker. Maar ja, dan gaan ek vir Thomas gou soek en hom verwelkom. Thanks. Sien jou later. Thomas, waar is jy? He gets it done again. So welkom Thomas. Jy's weer terug. Kom ons. Ek is terug, maar wag, ek het eers my hartklop afkom oor daai foto. Dankie Rob. Was dit seer geweest toe hulle dit uitgetrek? Ja, nee, kyk soos ek sal nog nie repeat wat Leonardo gesê het nie, maar daar het 'n paar goed uitgekom hè. So ja, was nogal interessant. It was not nice. Dit is not nice. Maar Cheers, Thomas. nee, maar ons goeie vriend Orion het so 'n bietjie gister net so afgeloop. Dat pokerface. Ja, Ja. het so 'n bietjie afgeloop. Ja, nee, ek moet sê dit was my eerste neus en oor job geweest, maar ek moet bieg my tweede masker. So Ek sal net op kamera. So ja, Thomas, baie dankie dat jy ons weer eens kom join in die ateljee. In episode 2 het ons nogal deur die Massey Ferguson stroper gewerk. Ons was by die Trident en die Kop en allerlei goeterse. Ons weet nou jy is 'n stroper kenner en ons het jou vandag hier gebring om te praat oor die seisoen. En wat ek nou op die skerm sien hierso is 'n muddy harvest. So ek dink dit was die tema van 2025 is jy weet stropers wat basically vassit. En ja, ons het basically 'n post hier ingebring. Kom ons kyk gou wat ons hier kan kry. So ons het ek sal aanneem dis 'n plaasland en ja, kom ons kyk gou hier. Dis 'n stroper wat bietjie vassit. Neem aan daai wielgewigte daar agter het onmiddellik veel gehelp hè. Hoe van die liedjie? Dis sleg. Ja. En nag. Manne, dis rof. Dis rof. Dis interessant. Ek kan daai boer oor die radio hoor. Sy hand langer. Wat wou jy aan? Miskien is dit die boer wat in die kokpit Jy sit. weet nooit. Daar kan niemand kwaadlik neem nie. Dit sê So dit was nogal, ek dink miskien een van die ergste wat ek hierdie seisoen sover gesien het dit was 'n video wat uit Suid-Afrika gekom het van Frankly Farming News. So julle kan hom gerus gaan volg op TikTok en weer eens as julle hom kry, los vir hom 'n comment, sê vir hom waar jy hom gekry het van die What's the Case with Massey Owens. So ja, nee, hierdie video vir my was nogal insiggewend. Eerstens kry ek die stroper nogal jammer. Ek dink ek sien 'n bietjie skade, veral daai leertjie wat so. ja, ek dink daai leertjie is die minste van hulle worries. Behalwe nou as die persoon natuurlik wil uitklim en kyk, dan gaan hy bietjie sukkel, hy gaan bietjie moet hoogspring daar. Maar ja, dit lyk nogal interessant. Ek dink baie van ons boere het dit wel teëgekom hierdie seisoen. En ja, dit hang net af hoe jy dit hanteer na die tyd. Ek
Ek dink baie van die boere is nie net 'n kwessie van hak jou tafel en weer begin stroop nie. Dis natuurlik skoonmaak en seker maak daar's nie modder op plekke waar daar nie moet modder wees nie. So en gewig speel 'n groot rol. So as hy 'n volgrond tank gehad het, het hy natuurlik bietjie meer vasgesit. Ja, so ek kyk nou na hierdie stroper en jy weet, nou is dit jy sien nou basies 'n stroper van die voorkant af en vir my waar ek nou sit, die linkerkant is waar die stroper basies vasval. Hy sink in daai sagte modder, daai wat lyk baie kleierig van waar ek nou sit. En die regterkant lyk my sit op 'n bietjie meer soliede grond. En wat vir my interessant was, maar ek ken amper die antwoord, ek wil dit nou net by jou kry, is die regterkantste wiel het doodstil gestaan, terwyl die linkerkantste wiel, die een wat basies in die modder hang, hy daar gestaan en gespin die hele tyd. Yep. Ek het gesien die ou het so 'n bietjie sy wiele geangle en dit het weer 'n bietjie krag weer na daai wiel toe gestuur, maar dit was iets wat in die comments ook opgeduik het. So ons kan sien hierso een van die mees die belang of die comment wat heel boos was in hierdie video was die ou vra toe nou is daar nie 'n difflock op 'n stroper nie. Toe verder vat hulle ons nou deur van jy weet daar's die difflock nie. Hulle wil weet hoekom dit nie so is nie. Later hardloop ons dan en sê daar is party traksie oplossings daar buite en dan die derde comment is nou 'n ou wat sê hy het 'n oplossing gevind waar hy dan nou met 14 duim se reën. Ek weet nie wat is 14 duim in sentimeter of millimeter. Baie. Seker meer as 30 centimeter of 30 centimeter 300 millimeter reën as ek nou moet so vinnig skat. 'n duim is 25 mm. Ja. 'n duim is 25 mm. Okay, ons het die calculators nie, maar nietemin, dis baie reën. En toe het hulle vir hulle 'n rear wheel assist with a rise tire. So dit lyk my daar's iets wat jy kan doen om jou agterwiele bietjie te assist. En shame, dit het toe nou nie eintlik so baie gehelp nie, want hy moes sy trekker 68 keer weer red. So kom ons begin daar, Thomas. Vertel ons 'n bietjie van Ek hoop sy stroper en nie sy trekker nie, want dan altyd sê ek trekker, ekskuus julle stroper. Maar ja, die oester liewer. Ja, meer daarvan nie. Nampo is net om jou kopie draai, nee. Too soon. Maar nie te min. joke. Vertel ons 'n bietjie meer van die traksiestelsels wat in moderne stropers vandag voorkom. Ja, dis 'n interessante vraag en ook ek vat die wat sy naam Big Guy 4020 het dit hier gevra. Difflock sal jy heel waarskynlik kry op kyk daar's ons kry twee verskillenders. Jy kry hydrostatic, bedoel hidrolies aangedrewe en dan kry jy soos kom ons vat nou soos jou Fortuner en jou Prado direkte aandrywing tot 'n Crown wheel en pinion. Ja, presies met 'n difflock. 'n Diff wat natuurlik krag So aandryf na die wiele. dit sluit dan nou jou center en jy stuur dan nou gelyke krag na die linkerkant en die regterkant se wiel. Soos wat ons nou gesien het in daai video, die een wiel wat gly en die ander een staan stil. Dit elimineer dit. Ja. Maar daar's obviously 'n nagevolg met difflock. Jy kan weer nie draai as dit anders is. So jy moet hom basies in sekere opsigte aan en af kan skakel. So Dis korrek en dit is nou die voordeel natuurlik met hydrostatic of soos die ouens van sal ken, four-wheel drive assist. Want four-wheel drive assist kan jy en dis natuurlik daar's 'n groot brandstofvoordeel omtrent dit op want jy kan dit aan en afskakel soos jy nou stroop. Soos kom ons sê jy begin 'n vasval, sit jou four-wheel drive assist aan outomaties begin jou hydrostatic pomp en dan natuurlik oor die stuur na jou kom ons sê na die gedeelte toe waar vassit. So en dit is waar hy nou bepaal waar hy moet olie gee of nie. So kom ons breek dit net weer af vir almal wat luister of kyk en vir my wat nie so stroper bekend is nie. 'n Tweewiel-dryf stroper se voorwiele is eintlik die dryf. Die dryfkrag. En hoekom is die groot wiel voor en die klein wiel dan nou agter op 'n stroper waar 'n trekker is dit so te sê andersom. Kyk, natuurlik jou gewig. As jy nou kyk jou graantank en So alles sit jou tafel basies bo op daai agteras. is basies soos Ag, 'n skus, vooras. Ja, soos 'n pendulum effek. Ja. Wat jou tafel se gewig voor en natuurlik het jy mos natuurlik jou graantank wat heel bo sit. So, daai gewig speel 'n groot rol. En nou praat jy dat die agteras is die een wat dan nou of met 'n sê nou maar 'n dryfshaft of met hidrolies dan nou aangedryf kan word. word, ja. En as jy dan nou hidrolies toe gaan, dan kan 'n ou begin kyk na traksie beheer toe. Daar's nie 'n difflock en 'n agteras beskikbaar in die industrie nie of Jy kry, maar dit is soos ek sê, dit is 'n volle 4x4
stroper. Dan kan jy hom aan en af dan kan jy die vlok aan en afskakel. Maar four-wheel drive assist is maar meestal bekend vir die ouens daar Is dit die norm sal jy Dis sê? nou die norm Okay. en jy kry ook iets wat jy kan na die tyd insit om jou masjien four-wheel drive assist te En maak. dis nou basies wat Big Guy in het en dis helpful, maar dis nie perfek nie. Dis nie veral in sulke kondisies. Ek vat Ja, man, dis 'n ja, bietjie dis bietjie baie ekstreem. Maar ja, dit help daarom. En die groot voordeel rondom dit soos ek gesê het, brandstofbesparing en jy kan hom natuurlik afskakel en aanskakel soos jy dit nodig het. So ja, dit is nou nie meganies nie, dis hidrolies. Maar ja, daar's 'n voordeel rondom dit. Ja, ek dink in daai opsig moet jy dan net kyk soos ek wat nou en dan ek hou van 4x4 en off-road. So jy sal jou obstacle moet loop. Moenie net aanneem daai is net 'n jy weet 'n nat kolletjie nie, miskien is dit 'n in Engels sê mense crust en as jy deurbreek dan lyk dit nou miskien so jy weet maak seker loop jou obstacles, maak seker wat daar aangaan. Maar dan die ander ding wat ek ook sal try wil wees is jy het gepraat van 'n groot en 'n swaar ding. Hoe groot in terme hoe kan ons dit nou oor hierdie kamera vir die kykers laat verduidelik? Die size en dan miskien die gewig van 'n stroper. Hoekom waarna kyk ons want dis lyk my 'n baie swaar ding hier. Ja, kyk, 'n stroper is nie lig nie, veral as hy 'n vol graantank het. Kom ons vat 'n voorbeeld, 12.334 liter. Soos ons nou weet, as jy dit nou gaan omskakel afhangende van die digtheid van jou Ja, of gewas. course. Kom jy sê nou enigiets van 8,5 tot en met 10 ton se gewig in die graantank alleen. So ja, op hierdie oomblik neem ek aan die kliënt sou heel waarskynlik gegaan het en sy graantank leeg gemaak het en seker gemaak het hy minimaal vat daai gewig weg van die vooras af. Om seker te maak dit gebeur nie en hy val nie verder plat. Ja, so dis 'n goeie voorkom waar jy basies voor jy in daai nat kol ry, tap liewer eers af. Ja. Okay, en dan Ook jou tafel se gewig ja, speel 'n dis groot wat ek rol. nou wou gevra het was ek sou die ligste tafel gaan soek wat ek kry en miskien 'n trekker met 'n stroper met die meeste gewig agter om daai miskien die gewig net 'n bietjie meer agtertoe of jy weet te balanseer. Dit is die groot voordeel wat ons het aan die Massey kant. Kyk, ek weet ons mag nie regtig in detail ingaan nie, maar ek vat Nee, as flip, gooi. ons motor wat basies meer op die agteras sit. So wat gebeur is jou gewig jou gewig is meer op die agteras ook gebaseer. So nou as die four-wheel drive assist inskop, sal jy sien hy begin meer agter vasval en dan kan jy hom natuurlik aanskakel en dan natuurlik sal hy vir jou uitklim. So dit is 'n groot voordeel wat ons het teenoor die oppositie waar hulle engine sal jy sien sit meer in die middel. So jy het bietjie meer gewig voor op jou vooras wat dit bietjie makliker maak vir 'n stroper om vas te val. En 'n lekker lang stroper dink ek is ook 'n voordeel ja. want 'n korter stropertjie jy weet gaan net bietjie Ons- meer op daai so lekker lank. Ek dink Jy wat goed is met my 4x4. trekkers is altyd lank. jy Ek weet. vat jou Suzuki Jimny Ja. kan gaan waar verstaan ek hy kan gaan maar hy gaan makliker vassit as kom ons sê 'n langer Prado soos wat of 'n Toyota Cruiser soos wat ons baas nou gekoop het. Ja, so So- jy wen draaisirkel maar jy verloor wanneer dit nou in sulke omstandighede kom. Ja. So dan ek wat nou soos jy sê Jimmy, ek hou van lig en flotasie en ek dink dit is die doel dan wat ons met stroper sien. So ek sien die dubbelbande voor en dit is juis om flotasie op te stel. So wat is jou opinie dan nou van tracks? As ek nou moes kyk na hierdie situasie, as hierdie stroper risperbande opgehad het. AKA tracks. Risperbande, wat sou hier gebeur het? Dink jy sou dieselfde? Jy het seker die aardwoordeboek geswat voor jy kom sit het. Nee. Ja, kyk, tracks kan ook vassit. Jy nie verkeerd verstaan nie. Ons weet jy kry tracks in verskillende feite, byvoorbeeld 25, 30 en 35. Duim, ons kan dit uitwerk in sentimeter as jy regtig wil. Wie het nou so Baie. mooi vir ons uitgewerk. Maar in elk geval ja, so ek sou sê frontasie speel 'n groot rol soos jy nou gesê het. Dit hou natuurlik jou grondkompaksie minder, want jy versprei die gewig basies van die graantank mos natuurlik en die ekstra gewig wat op die voorste aksel is. Maar dit as hy vasval gaan jy nog steeds jy gaan nog steeds vas. Dit help jou
maar is ook nie die alfa en die omega. Dis nie of hoe sal ek sê, dis nie 'n cheat code nie. Dis nie 'n cheat Jy code kan nie, nee. vasval met 'n trek. Ja, jy kan. En die nadeel van dit val as jy nou kom ons sê jy het nou 'n driehoek trek. Ek het nou so 'n week terug het ek 'n video gesien waar 'n persoon 'n stroper probeer uittrek, dan maak hy trek so en hy vou om. En hy sla daai hele jou voorste kant covers alles slat hy stuk en so ja Rob, I can share that video with you when I add it to this. It's also something interesting We to don't show. talk to the staff. Yeah, no. Just turn the camera. Show the director, guys. Ja, so trek is goed om te hê, veral in hierdie kondisies en ek weet baie van die boere het natuurlik daai besluit gemaak en gesê kom ons sit 'n derde party trek op. Maar ja, hy het ook nie, dis nie in die alfa en omega nie. Natuurlik as jy 'n masjien bestel van die fabriek af, maak seker hy is vierwieldryf as jy treks gaan. Dit help met jou draai sirkel ook natuurlik. Dis net 'n voorbeeld, moenie 'n masjien inbring of bestel of spek sonder tweewieldryf met treks voor nie, want jou draai sirkel agter word dan natuurlik benadeel. Ja, en ek meen dis nie noodwendig elke dag heeldag nodig nie, maar daai een nat jaar, daai een drama, dit kan vir jou geweldig baie tyd en selfs miskien skade spaar. Ja. Ek meen dit lyk asof daar 2 masjiene wat hierdie ou moet uittrek en weet nie of dit albei syne is of die buurman nie. Maar ja, Jessie Thomas, nog 'n laaste ding van jou. Wat hoe ervaar jy jou stroopseisoen sover en het jy dalk iets vir jou fanbase al was dit 4 of 3 dames wat begin. Hulle gaan my nie moeilikheid bring maar. As my vroukie hierdie dan kyk, dan sy sê jy gaan nooit weer op daai Western Coast nie. Miskien eers tot volgende stroopseisoen. Ja, ons sal maar sien, want daar is 'n stroop, 'n oesseisoen in die Kaap September maand dis reg. of of die spuitseisoen, maar afhangende van ons sal maar sien. Maar in elk geval ja, ek dink dit redelik sover lyk dit goed. Ek vat julle nou nog gepraat van boere wat baie lae vog moet stroop, nie oes nie. Sover lyk dit goed. Ons sal maar sien nou die ouens begin 'n mieliestroop. So ons sal nou sien wat is die kwale en of die ouens sê mens nog vassit. Ek glo nie ek dink dit gaan beter wees. Ek dink die ouens meer al by die watertafel. Daai ouens gaan bietjie meer 'n probleem hê want die watertafel is mos nou tot bo. En ja, jy was 'n comment hier gewees wat ek nou gesien het van hoe kon hierdie ou dit verhoed het. Yes. Dis nie altyd maklik nie. Ek vat as jy in daai kajuit sit en jy begin 'n stroop, jy hou meestal jou tafel voordop en dan die oomblik as jy begin voel jy val vas, sê ek altyd maar vir my kliënte, sit maar jou forward drive assist aan en so aan en wag eers liewerste. Ja, Wees net bietjie meer geduldig. Daai sielkundige element van oestyd of Presies. strooptyd Presies. waar jy weet jy raak angstig, dis 'n opgewonde tyd of 'n stresvolle tyd vir elke liewe boer daar buite. Ja. Maar ja, baie dankie Thomas. Dis 'n Ons plesier. gaan jou definitief weer kry. Jy's 'n hell of a guest. Dis lekker om hier te wees en dankie dat julle Ja. my gehad het. En lekker sport ook weer eens baie dankie. Rob, He die gets daai it woord. done again. Sy baie dankie aan Thomas. Hy het 3 van ons 4 kykers nou baie tevrede gemaak. En baie geluk met jou rusperbande. My ma wat Afrikaans onderwyseres is, sal bitter trots wees daarop. Baie dankie. Ja, ek weet nie waar daai woord weggesteek is in die woordeskat nie, maar ja, ek dink ek was seker ergens diep in die Noord-Kaap en toe moes ek Wees, ja. dit verkoop aan Hoër graad Afrikaans daar, ja. So ja, ons kom nou aan na ons laaste segment van die episode en dit is ek weet nie het jy al daai foto's gesien van soos miskien 'n bekende fast food restaurant en wys hy nou vir jou daai burger wat jy gewoonlik so 6 uur 7 uur in die aand op die TV sien, jy weet daai kry hierdie burger met hierdie chips en dan gaan koop jy dit en hy kyk mos nooit dieselfde Dit nie. sal nooit dieselfde En so die mense begin dit nou post. So hulle vat Insta versus reality. Hoe lyk die ding op die advertensie en Wat jy dan verwag en wat jy kry. yes, en ons het nou ook 'n Insta versus reality TikTok vir julle vandag gebring. So kom ons kyk dit. Het jy hom al gesien? Ek dink nie so nie. Kom ons loer hom Meneer gou 'n bietjie. diktator. Be like, Ja, ek sien nou presies wat jy bedoel so daai. Daai is half die eerste video, die eerste gedeelte is wat die toonbeeld van as jy nou ploeg, hoe jy wil hê dit moet lyk en
daai is die gemors, maar dit praat baie met landbou, jy kry nie altyd wat jy wil hê nie. Dit werk nie altyd volgens die boek nie, Ja, nee. jou plan in jou kop het nooit toe nou regtig uitgespel op die regte lewe nie. Maar hoekom sou jy sê dat dit basies so lyk? Is dit Ek is sal dit die sê- trekker, is dit die ploeg? Eerste duidelike ding, ek weet nie, dit kan 'n operateur ook wees wat net bietjie rondgeneek het, maar daai lyk vir my amper 'n bietjie nat. Kyk, ploeg is nou nie iets wat ons baie in Suid-Afrika doen nie. Dit is maar 'n baie Europese ding. So hy dop die grond vir jou om. Dit is om na die sneeu gesmelt het en alles om bietjie vog uit die grond uit te kry. Maar ons wil nie dit doen nie. Nee, in Suid-Afrika bou ons 'n bietjie vog wat ons het. So daar is sekere ouens wat nog ploeg vir sekere gewasse, maar die algemeen ploeg is nie so algemeen by ons nie, maar daai tweede realiteit lyk vir my bietjie nat. Ek weet nie hoe voel jy nie. Ja, ek verbeel myself ek sou al hier heel in die begin al gestop het. Ek sou ook dalk gewag het vir droër toestande. Dit lyk asof die grond net te nat is. En dan is daar ook miskien 'n argument om te maak vir die wiele. As ons na die agterbande kyk in hierdie prentjie, Hulle lyk so glad soos my kop, dis hoekom ek 'n hoetjie dra. My trekker kan nie 'n hoetjie kry nie, nê. okay, dis net 'n prentjie, ons was nie daar nie. Dis moontlik dat die modder gaan vassteek tussen die lugs en Dit gebeur. so maar van hierdie kant af Bietjie baie wielglip. En soos jy nou vroeër gesê het, dis die punt van 'n ploeg is om die grond om te dop. So wat bo is nou onder en wat onder is bo. En in hierdie opsig lyk dit of ons klits. Ja. Ons doen nie regtig die regte konsep. Maak droog, maar nie op die manier wat hy moet nie. En dis die prentjie aan die regterkant wees vir my so mooi want jy sien letterlik hoe die grond saam omgedraai word. Ja. So dis eintlik dis ons praat 'n bietjie nou oor metode. Wat se ploegmetodes sou jy sê? Dink jy hy's te diep? Dink jy hy's te vlak? Wat dink jy is dat dalk dit? Ja, ek dink dis bietjie onervaring ook. Ek meen dalk nie die ploeg reg opgestel nie, dalk nie die regte trekker kombinasie nie. Die toestande is nie ideaal nie. Dis dalk 'n operateur wat nog nooit 'n ploeg gebruik het nie. Wat jy baie by ons ook kry. Ek meen dit is 'n baie primitiewe primêre bewerking. Ek meen baie van die ouer mense in ons land, ons het jare en jare geploeg. Dis 'n baie primitiewe bewerking. So daar's nie dis half 'n kunsvorm. Ek dink baie ouens het soos jy ook al, ons het al daaroor gepraat. Baie van die ouer mense het gesê jy het 'n ploeg gehoor regwerk. Jy moet hulle het dit op gehoor en op gevoel gegaan. Yes. So dit is iets wat redelik uitgesterf het. Ook 'n groot nadeel van dit is ook jy kry 'n ploegbank. Dink dis kom ek ook sê dis 'n primêre bewerking. Dis gewoonlik baie nou. Dis nie 'n baie wye bewerking soos baie van ons nuwer groter implemente is nie. Ja. En primêr is hy maak daai ploegbank so jy moet nog steeds met 'n implement nakom. Natuurlik jy kan sien daai is definitief nie 'n saadbed wat gevorm is nie. So daar gaan nog 'n bewerking moet wees. So alles in ons gaan om so min as moontlik bewerkings deesdae te doen en geld te bespaar en effektief te werk wat ploeg nou nie meer 'n plek in ons landbou het nie. Ja, ek dink as jou toestande reg is en jy weet jy die regte tipe gronde, die regte tipe toerusting en regte tipe toestande, dis 'n baie goeie vorm van onkruiddoder. So die feit dat jy sit al daai gras basies onder, jy het klaar basies nie veel opgroeisel nie, jy het nie veel probleme daar nie. Maar die raad wat lyk my op die internet is nadat jy dit gedoen het, moet jy jou land 'n bietjie laat rus. Hy moet soos 2 maande lê, laat die microbiologie en die dinge maar net gaan settle. Ja, Maar baie gesê hy sit lig in en hy dop hom. Maar nou jy praat van jy weet ouer tegnologie. Dit is oorspronklike tegnologie. Wat ek nou gaan lees het al ook is die ploeg was die eerste vorm van meganiese boer. Voor die trekker, dit was basies getrek deur mense of diere. Ja, En of perde, ja. hulle praat van so ver terug as 2000 jaar is daar recordings van die ploeg en die ontwerp van die lem om die grond te dop. En hulle reken dat die konsep van hierdie tegnologie het 'n groot bydrae gemaak na die ontwikkeling van die mensdom. Waar meeste mense moes konsentreer op kos, kon ons begin, jy weet, meer meganies boer en jy weet, Nog meer kos basically produseer. die Chinese en die Romeinse empires begin, die Grieke en dan soldate en al daai goeters. So die ploeg, soos wat hy hier is, het 'n baie groot bydrae aan ons in ons daaglikse lewe. Ja, die landbou gevorm Dis nog deur 'n cool. eenvoudige eenskaarploeg. Ja, en as ek nou hierdie foto aan die regterkant kyk, dit laat my ook dink aan
jy weet daai ou tradisionele ploegkompetisie. Was jy al by 'n ploegkompetisie? Ons het dit jare terug toe Nampo nog demos gehad het, was daar was ploegkompetisies gewees. Ek het dit nogal baie geniet. Dit was was iets om te aanskou. Ja, jy sê dis 'n kuns. Dis soos 'n kuns om ja. en jy moet sien hoe doen daai ouens dit, nee. Dis prentjie mooi. Ja. En hulle is nogal ernstig dat die diepte moet 'n sekere proporsie wees van die spasiering. So die go-to is so diep soos wat jy gaan, 1,5 keer so breed. En so hulle meet fisies die dimensies en dan elke liewe voor of as ek gaan dit nou 'n voor noem, maar wat ook al jy Ploeg voor, ja. Ja, 'n ploegvoortjie. Hoe uniform is elke liewe voortjie? Van een na die volgende en toe, dit ja. lyk asof die ouetjies daai goed gaan pak dit so. Dit lyk so sandkasteeltjies. Dis waarlike kunsvorm en hulle dit is vir hulle 'n ernstige kunsvorm. Dis iets wat hulle hou en ek is dankbaar daar's nog soveel ouens wat dit doen. Ja, daar's eintlik 'n volgeling in Suid-Afrika toe ons die Massey Ferguson 275 geloods het. Yes, ek kan nou amper nie my jaar onthou nie, maar dis 'n tydjie terug. Het ons ons het die trekkers gesponsor vir 'n ploegkompetisie. En ons het deelgeneem in 'n 5 kompetisie lega waar ons toe nou maar net 3 trekkers moes beskikbaar maak. Kafanaland het die omslagploegie so die oorspronklike look gegee. En ja, die ouens het dit so geniet. Daar's 'n hele lega pryse word uitgedeel. Die judges het hulle nog ingevlieg van oorsee af. En dit was vir my nog 'n groot eye-opener om te sien hoe Dit was 'n groot storie gewees. En ja, ek sal ook eendag wil die kuns leer en dalk myself, jy weet, Ja. in hierdie tipe. Ja, julle het selfs in die reeks wat julle geskiet het, Massey Ferguson Master Mechanics, Dis reg. een van die uitdagings was om 'n ploeg aan die trekker te haak en 'n stuk grond te ploeg. Dis reg, as julle nie Master Mechanic gekyk het nie, daar's 2 seisoene wat ons hier in Suid-Afrika geskiet het. Dis basies waar ons 6 mechanics laat inskryf en dan speel ons hulle teen mekaar af om te kyk wie is die beste mechanic of ten minste Massey Ferguson meester mechanic in Suid-Afrika. Episode 1 was vir my amper, sal ek sê, my gunsteling want dit was 'n klein trekkertjie, maar die deel was 6 mechanics, 3 spanne van 2. Hulle moes die trekker aan mekaar sit. Hulle moes hom PD Ons en dan fisies gaan amper ploeg. gebou het, ja. En ja, dis waar die grap in kom, ek weet 'n mechanic kan hom regmaak, maar kan hy ploeg? Maar ek weet dis moeilik want nie almal van ons kan dit anyway doen nie. Maar ja, as julle die show wil kyk, dit is eintlik baie opwindend. Dis ook op YouTube en ja, so definitief kyk gerus. Ja, maar Ryan, ek dink as hulle ons kans gee, gaan ons heeldag hier sit en gesels en dat ons sal nooit ophou nie. Ons weet hoe gaan dit. So ja, ek dink dit is dankie vir nog 'n episode. Ja. Ek dink dit was 'n goeie ene. Ek waardeer. Dankie Nadia. Weer eens baie dankie. En dankie vir almal wat kyk en weer eens as julle hou van hierdie episode, daar is meer in hierdie reeks. Episode 1, 2, ons is nou in episode 3 en ja, so julle kan like, subscribe, word ook deel van hierdie gesprek. So los vir ons 'n boodskap in die comment, help ons deel word van hierdie gesprek. As jy As daar iets is wat julle graag wil sien, sê dit vir ons. Ons luister graag. Ons soek altyd nog iets om oor te gesels. Ja. So sê vir ons en ons doen dit. definitief. Maar ja, baie dankie Nardo, dankie vir julle. Lekker dag verder. Ja, so that's it. From the Massey Sorry, ek moes jou future kort knip, want anders te gaan ons nog jare en jare gesels. Massey's leading day and night. So ja, So what's the case now you Mense wat ons nie ken nie, know? of my Massey like Ferguson maar runs the show. ja, die meisies moet wel wins. Van ons 4 kykers, daarom 3 van hulle hier. Sorry, spontaan Tom. Kan ons Thomas se nommer opsit vir hulle? Lekker. Oh, lekker.